Ek is so dankbaar bly om hier te wees en dis Pinkster. En ek vra my dogter vanaand voordat ek kerk toe kom. So wat verstaan jy onder Pinkster? Dis nou 'n geldige vraag. Haar antwoord vir my is 'n groep mense wat dans, want hulle is nie deel van die Katolieke nie, want hulle mag hê. So ek is so dankbaar bly ek is deel van die Katolieke nie, dat ek mag dans, en dis hoekom ons Pinkster is. Luister, musiek is 'n wonderlike ding. Daar's 'n ding van musiek wat ons altyd so klein bietjie in 'n ander stemming sit partykeer. Sorry, oom Anthony, ek gaan hom gou vinnig leen. En maar ek en die equipment gaan vanaand nie so lekker saamwerk nie. Nou ons almal het nie altyd al die talente nie en altyd die leersaamheid soos wat ons ganger het nie. Hy het 12 jaar se Boksburg opleiding of eintlik brakpan opleiding. Sorry gou. Luister die chom, dis nie 'n jokie. Ek sê vir jou, daar's geen graad universiteit wat dit kan vergelyk nie. Hy is in 'n level van sy eie. En ek moet nou vanaand toe, hy vir my vra, ek moet nou vanaand iets kom sê. Gedoog ek maar. Kyk, ek is maar 'n Thornton ouetjie. Ek kom net die ander kant. Ons speelarea was myntlik begrafplaas. Dis waar ek vandaan kom. Jy weet so, ons het in die hoed groot geword. So, daar's geen woordkennis en diep segewende woorde wat ek nou vanaand vir julle kan sê, maar daar's een ding wat ek kan sê. Dis die Heilige Gees is nie beperk nie. En hy is geensins kan jy iets doen wat hom kan beïndruk nie. Die enigste ding wat hy van jou vanaand is opregte hart. Dis die key. Ek gaan vanaand so vinnig gou vir julle verduidelik, maar ek wil eers 'n liedjie. Wie het gedans in julle lewe? Dit is nie gekoordans, ek praat van 'n bietjie gedans. Maar prys die Here, ons moet 'n bietjie koordans ook. By the rivers of Babylon, where we sat down, yeah, we wept when we remembered Zion. Wie ken hierdie liedjie? Wie het gesing? Oh, Bonnie M, hoe julle nou vergeet van ons? Kom dit nie uit die Bybel uit nie? Ja, Psalm 137. Luister hier so mense. En as julle die verhaal eintlik gaan hoor, dis eintlik 'n baie hartseer verhaal. Dis eintlik baie wraak. Maar die Israeliete is weggevoer, ek in die toerusting, in ballingskap. En hulle sit daar so op die rivieroewer en hulle is baie hartseer. Hulle voel, hulle is half weg van God af. En hulle sing hierdie liedjie en met 'n verlange. Sê maar, joh, het was so lekker in Jerusalem, waar hulle God geloof en geprys het en die volk was daar en dit was lofsange wat hulle kon gegee het en raak so opgewondenheid in hulle van wat hulle nou eintlik verloor het. Waar hulle nou sit. Die sitters is opgehang en die harpe is opgehang en die wilgerbome en hulle voel hulle is verlore. En dit laat my baie keer so dink, ons is 'n Pinkstervolk. Amen. Die hartseer is, as ons van Pinkster praat, is dit altyd van was. Ja. Inna. Ja. In die ou dae, my broer, luister hier so, die Here vir ons kom ontmoet, jy verstaan nie. Nou wat van vandag? Ja. What happened? Ja. My God is nog dieselfde. Ja. Dis hoe ek het verstaan. Daar niks verander nie. Hulle sing, wel, hulle vra hom vir hulle volksliede te sing, Here te loof en hulle sê maar hulle is in 'n vreemde land en baie keer voel ons ook
in ons geestelike lewe, dat ons is half in 'n vreemde land. Ek het my hart al opgehang, want situasie is nou hierso, en ek voel, ja, daai deurbraak is net nie hier nie. Ja, ek is net nie daar waar ons moet wees nie. En baie keer dan, ek wil amper sê, as ons oor Pinkster praat, en ons is nou in Pinkstertyd, glo julle, amen, ja, luister, dit is eintlik die lekkerste tyd om deel van 'n gemeenskap te wees, om hierdie opgewonde gees, vervulling wat vir ons beloof word, saam te leef mee, of te beleef, as ek dit so kan stel. Ja, luister, anders gaan ek 'n ander mikrofoon vat. Sorry, my baadjie hak heeltyd vas, om ek weet om, nee, dis so, kom ons kyk maar, hoe gaan dit, hy buig heeltyd hierso, sy. Thanks, pastor. En ons 'n klomp staaltjies wat vertel word van hoe dit was. En ek weet van een ou tannie, of nie, ek weet van een, ons weet van 'n klomp, ons kom al jare in die kerk, maar daar's 'n ou tannie in Pretoria, ek dink dit was Pretoria Oos. Sy jare lank wat sy kerk toe kom. En ja, elke Pinkster is sy daar. Maar ja, daai deurbraak kom net nie. En dit is so half, jy weet, jy kom so half op 'n moedverlore vlakte, want jy voel, luister so, ek gee my alles. Maar baie keer die verwagting wat ons daaraan skep, is so groot, dat ons verloor eintlik waaroor dit regtig gaan. En wat die dooping van die Heilige Gees eintlik is. En dit dan nie uit, ek wil amper sê half eenvoudigheid getuig. Sy sê, luister, sy het net een Pinksterdiens, sy gaan net die Here prys. Dit maak nie saak wat nou gebeur nie, wie wat sê nie, sy gaan die Here begin prys. En dis nie lank aan haar nie. Kom maar so, bietjie nou hoendervleisie gevoel. Jo, Jesus, ietsie hierso. En sy voel, ja, maar luister hierso. Sy gaan net die Here bly prys, en sy bly die Here prys. En die Here doop haar daai aand met die Heilige Gees. Tale spreekend. Nie omdat sy hierdie groot ding moes doen nie. Dis juist daai eenvoudige stappie wat sy moes neem. Ek het skoonpa vertel my, ek bel hom, ek sê van luister hier pa, ek is eintlik 'n groot twakkie so, want ek moet vir die gemeente moet ek nou 'n Pinksterdiens lei. Ek sê vir hom, vertel my verhaaltjie. Hy sê vir my, Leon, daar's een. Hy sê dit kom vir my soos daglik op. Hy sê my visie toe hy in Katenwil was. Hy sê die vrou is nie gedoop in die Heilige Gees nie. En wat baie mense nie verstaan nie, almal het die Heilige Gees. Die dooping van die Heilige Gees eintlik maar 'n stap wat geneem word. Dis soos 'n glas water wat vol is, wat oorloop. Jy verstaan, so dit vloei hier van binne af. En baie mense dink jy moet weggeruk word hier in die 7de hemel in, en jy gaan soos op die pad van Patmos, Johannes nou 'n openbaring kry. Hey, wel dan is dit gebeur. Maar dit was nie eintlik die doel vir die doping van die Heilige Gees nie. Ek gaan nou daarby kom. En vir 40 dae vas hy. Hats off. Ek het gesukkel om een dag te vas. Was gister. Het was vir my 'n redelike beproeving gewees om 'n voldag te vas in my programmetjie. 40 dae les hy voor die Here vir die doping van die Heilige Gees. En hulle het in daai tyd het hulle om maandag begin, met Pinksterdienste. Soos maandag aand Pinksterdiens. Luister hier so, en nou skoonpa sê hy weet nou van die storie. So die verwagting is nie klein nie. Want van die gemeente het saamgevas. 40 dae het sy deelgeneem en sy het haarself verootmoedig vir Here. O Here asseblief. Hierdie tydperk, nou alles of niks. Maandag niks. Dinsdag niks. Woensdag niks. Is al Vrydag. Nou is die gemoed al bietjie, ja Here, maar miskien is dit nou net nie my deel nie, miskien moet dit nou nie gebeur nie. Saterdag aand, niks.
Skoonpa sê, hy staan op en hy is so half in tweestryd met die Here. Hy sê, Here, hierdie vrou het soveel gegee. Hy verstaan nie, wat meer moet sy doen? 40 dae, committed. Hy sê, en hy stap so half uit die bidkamer uit. Hy sê, dit is al amper 8:30, dis huis toe gaan tyd, dit skool het 'n dy. Men die mense is daar en hulle is, maar, sag met hulle eie ding. Hy sê, but it is now what it is. Hy sê, en hy kry 'n impulsief van die Here af. Hy sê, en daar nie 'n vrou voor by die platform. En hy sê, hy voel, die Here lyk, dis nie die vrou wat vas nie. Hy moet net haar hande oplig. Hy voel, dis nou wat die Here sê. En hy sê, nou maar, ga hande op. Hy sê, in die volgende oomblik breek haar salwing. Hy sê, heerlikheid, en hy weet nie wat gaan aan nie. Hy sê, en dis chaos, mense. 23 mense daai aand gedoop in die Heilige Gees is vol van een ou wat net bereid was om sy hande op te lig. That's all that it takes. En baie keer dan maak ons dit vir onsself. Ek besê in die Gees, want ons verwys altyd na back in the day. Men die mense het regtig effort ingesit en dan voel ek self 'n bietjie half minderwaardig en ek voel half ek is nie heeltemal werd om dit te bekom nie. En dis juist waar die duiwel ons so klein bietjie 'n rad voor die oë draai. Wat ek gaan vir julle vertel, so vinnig. En ons kom nou by Jesus, want onthou nou die doping het gebeur. Alles met Jesus se hele opvolg met die disippels. Ek gaan so vinnig, gaan ek julle gou hier inbring. Jesus se disippels was een vernoemde mense. Punt nommer 1. Mense wat status gehad het, nie punt nommer 2. Hulle was nie mense met hierdie grade agter hulle, soos die fariseërs en op die hoek van die straat gestaan het en die woord van die Here verkondig, soos wat hulle gewoond was in daai stadium. Hulle was vissermanne. Hulle was ouens wat geweet het wat dit is om 5:00 in die oggend op te staan, jou net te gaan skoonmaak, en daai bootjie te klim, en maar hoop vir die beste, want as hy wil kom en mamma sê, nou waar is die vis? Moet hy verduidelik wat het hy heel dag op daai water gedoen, as daar niks in daai skiekie is nie. Dit was die mense Jesus gekies het om sy disippels te wees. En hulle het vir 3 jaar saam met Jesus gewandel. 3 jaar. Hulle het elke getuienis gehoor. Hulle het elke wonderwerk gesien. Hulle was saam met Jesus geslaap. Hulle het Lazarus wat uit die dood uit opgewek is, het hulle beleef. Hulle was daar. Hulle was die binnekant, as ek dit so kan stel. Hulle was ingelig. Hulle was mense wat saam met Jesus elke, ek wil amper sê, bergpredikasie, was hulle daar. Hulle was die een wat die visies uitgedeel het, wat die Here vermeerder het. Hulle was daar gewees toe die brood vermeerder was. Hulle was daar. Hulle was die getuiedraers van wat God regtig kan doen, en wat Jesus eintlik op aarde kom doen het. Hulle was daar. Jesus word gekruisig. En ewe skielik is hulle nowhere to be found. Van hulle kruip weg, van hulle verloon hom, van hulle sê, ons ken nie eintlik die man nie. Nou moet julle verstaan, dit was Jesus se binnekring. Dit was nie mense met aansien nie, dit was mense normaal soos ek en jy. Die beste was, voor Jesus opgestaan het. Waar kry ons hulle? By die viswater. Want ek gaan weer viswater. Want Jesus is nie nou hier. Die een wat ek gevolg het en wat ek 3 jaar gesien het wat hy alles kan doen en wat 'n verskil hy kan maak.
Is nie hier. Hy is weg. So wat maak ek nou? Ek gaan maar visvang, dis wat ek ken. Dis wat ek gedoen het voordat ek hom ontmoet het. Dis maar wat ek nou weer gaan doen. En Jesus verskyn weer aan hulle. En hy gaan haal hulle. En vir 40 dae stap hy saam met hulle. En hy sê vir hulle, luister nie, hy berei hulle voor. En dis waar dit baie belangrik raak. Wat ons moet verstaan. Was normale mense. Hulle was nie hierdie spesiale mense nie. Maar Jesus maak 'n belofte aan hulle. En hy sê vir hulle, eerstens moet ons verstaan hoe die koninkryk van God eintlik is. Dis kom ek sê, baie keer maak ons, ek wil amper sê, so groot en so hoog geestelik, dat ons dit heeltemal mis. Wat ons verdiep, ons verdrink in ons eie diepte, as ek dit so kan stel. In Lukas 18 vers 17 sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan. Dis iets wat ons baie, baie mooi moet verstaan. Dat as jy nie verstaan, en onthou wat gebeur met 'n kind? As jy vir 'n kind sê, die son skyn buite, gaan hy jou glo. Dis 'n kind. Hy gaan nie nou eers op die weather app ingaan, en dan nou die dag en die datum en die windspoed en alles kyk nie. Hy gaan glo, luister, die pappa het gesê die son gaan skyn, so ek gaan my kostuum aantrek want ons gaan nou swem. Dis wat die Here eintlik hier sê. Mense, don't overthink it. Godsdienst was nooit bedoel om hierdie diep situasie te wees, dat jy voel, ek is nie waardig om u te loof nie, ek is nie waardig om u te prys nie, want luister hierso, ek het nou nie die standaarde nie. Ek het nou nie 14 jaar se ondervinding en se Bybelskool bygewoon nie. Dis nooit wat Jesus gevra het nie. Dit was nooit die standaard wat daar gestel was nie. Ons as mense het baie keer die klapreëls verander op ons standaard. Maar dit was nooit Jesus se behoefte nie. Jesus het gesê, gee my die ou wat opreg is. Gee my die ou wat sê, luister hier, ek sal u volg. En dis daai ene wat hy wil hê aan sy kant. Dit was die vereiste. Nie van waar af jy kom en wie jou pa en jou ma en jou voorvaders was nie. That's it. Hy sê, as jy nie soos 'n kind gaan glo nie, gaan jy hemel nooit beerwe nie. Dis die eerste punt wat ons op moet baie, baie mooi konsentreer. En toe maak Jesus, nadat hy teruggekom het, opgestaan het, sorry. Amarie, jy kan vir my opsit daarso. Handelinge 1, vers 8. Die pastoor het my preek so 'n bietjie gesteel, maar gaan dit nou vir hom gee. Jesus maak hierdie belofte. Sê maar, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, Weskaap, Ooskaap, Noord-Kaap, Suid-Afrika, you name it, tot aan die einde van die aarde. Weet ek dat my Gees sal julle krag gee. En ons moet dit baie mooi verstaan. Want onthou gou, in myself is dit niks. In myself kan ek net soveel, ek wil amper sê doen. Maar as die Heilige Gees eers binnekom, en daar kom so ritseling in die boom, en my hare hier agter op my nek staan so bietjie regop, en ek weet, hier is 'n Gees, hier is 'n krag, wat ek gister en eergister nie gehad het nie. En weet julle wat, ons kan die Heilige Gees nie uitput nie. Dis nie jou werk nie. Ek sal nooit vergeet nie, ek sit eendag en ek het 'n vriend, kliënt,
noem maar wat jy wil, hy het op die olieboorde gewerk, en hy kom so elke 3 maande of 6 maande het hy huis toe gekom, en dan kuier ons gereeld saam, en hy vra my eendag, en ek sal nooit vergeet, ons moet op pad Gino's toe gaan, dis 'n restaurant in Stellenbosch, en ons kom maar aan, en ek is so half en half, ek sê vir my vrou, dis nou nie eintlik, maar dis 'n weeksaand man, ek het nou nie eintlik tyd vir kuier nie, maar hy is nou hier so, en ek wil nou nie die geleentheid mis nie, en ons sit die aand daar so, en dis baie besig in ons, ek wil amper sê, in die restaurant, daar is die plek buite nie, en ons kuier. In die volgende oomblik, die musiek speel, die agtergrond, dis mooi, ons word bedien, voel ek maar die gees van die Here is hier. Maar nou, jy weet mos nou, dis mos nou nie eintlik die plek nie. Maar ek voel, hier so, hongervleisie wat hier oor my kom. Ja, en ek sê daar so nou, ek sê Here, ek verstaan nie, ek weet nie hoe nie. Ek sê maar ek weet U is nou hier. En ons praat oor dingetjies en daaietjies, maar ek ervaar die gees van die Here daar. En ek ja, maar ek gaan nou niks sê nie. En ek sal nooit vergeet nie. Hy sit so oorkant my. Hy sê, Leon, ek weet nie wat hier aangaan nie, maar hy is besig om te begin gloei. Ek sê vir hom, John, ek kry warm. Wat moet ek nou sê? Ek sê die aircon werk lekker die restaurant. Hy sê vir my, maar hy is anders hierso. Hy sê chickie hoendervleis. Ek sê, woe, die gees van die Here is hier vanaand. Ek sê vir hom, luister die John, ek weet nie wat om vir jou te sê nie, maar ek moet net vir jou sê, die Here is met jou. Jy is in die breke op 'n huil. Ek tog gewoon wat nou? Ons sit hier in 'n restaurant. Ek tog kom huil man nou. Ek sê nou moet ek ook begin huil want anders sal ek dit of ek hartseer is, want die man is daar nou. Ek tog joh, Here nou moet jy help. Ek sê ek voel nou so half nou hier uit my diepte uit hierso. Die gees van die Here stel nie teleur nie. Sê vir julle, al wat ons moet hê is oop oor, om te weet, Here, as U plek en U stuur iemand my pad langs, gee vir my daai gevoel, daai gehoor, dat ek kan weet hoe om te reageer. Ons 'n paar gawes van die Heilige Gees, en wat ons baie keer, ons wil dit in so boksie plaas, want dis hoe ek dit wil doen. Maar die Gees van die Here is nooit die, as jy my gou daai 9 punte kan opsit. Die Gees van die Here is 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, profesie, geloof, en geloof is 'n baie belangrike saak hierso, want geloof is baie keer vir 'n spesifieke doel. En dit moet jy nie misverstaan nie. Geloof is so 'n groot aksie. Net soos wat ongeloof 'n duisternis is geloof 'n lig. En dis hoekom dit so belangrik is dat jy geloof moet hê. Genadegawes van gesondmaking. Mense, ons het dit al hoeveel keer. As jy die gawe het deur die Heilige Gees geïnspireer en jy bid nie vir iemand nie. Ek wil amper sê, doen jy jouself in. Want glo vir my, soos wat jy vir iemand bid en die Gees van die Here opereer, word jy versterk. Dis sy woord. Hy sê as my Gees oor jou kom, sal jy krag ontvang. Is dit nie die doel van die Heilige Gees om met ons te wees nie? So, die groot ding is om te verstaan die werkinge van kragte. Jo, baie keer dan sit ons in ons voel, luister hier so, dinge voel nie so lekker nie. Jy het die autoriteit om kragte te bind. Dis die Here in U naam, deur U Heilige Gees, spreek ek hierdie atmosfeer aan en ons kanselleer dit. Dis in jou krag. Dis wat die woord van die Here sê. Dis wat Handelinge 1 vers 8 sê. Dis die belofte wat Jesus aan ons maak om te sê, luister hier, deur my krag. Deur my Gees sal julle krag ontvang. Verskillende tale. Uitleg van tale. Ons het weer eens, back in the day, ons het al hoeveel keer, is al mense wat profeteer, en as het sommer die een vat oor by die ander, en dan voel jy,
Sjoe, maar die gees van die Here is hierso. Dit raak so hele halfe snowball effek, dat die gees van die Here word nie beperk nie. Dis half die mense word bedien deur gawes van die Heilige Gees. En dis iets wat ons baie keer nie half in daai boksie moet plaas nie. Dat ons moet verstaan as mens, ons moet die Heilige Gees die vryheid gee, sodat die Here kan opereer soos wat hy wil. Want ek sê weer, dis sy woord, dis wat hy vir ons sê, dis wat hy van ons verwag. Soos juis omdat ons 'n opene oor moet hê om te hoor wanneer en te verstaan as die Heilige Gees daar is om daar onderdanig te wees. Nou baie keer, ek het al baie keer gesien dat mense, en elkeen het sy opinie, ek gaan dit nou maar sê soos wat dit is. Jimmy Swaggart en daar's hoeveel van die voorgangers wat baie keer vir mense kom bid. Dan val hulle flou. Nou, krag is 'n wonderlike ding. As ek aan 220 volt vat, val ek ook flou. Ek sak ook ongelukkig in mekaar. Dis wat krag doen, jy verstaan. As gevolg van die aard waardeur ons gaan en krag is ons so bietjie. Of as jy nou flou val, en of as ek is weer daai tipe ou, as die gees van die Here oor my kom, wil ek 'n gat in 'n bank skop, want ek sê vir jou, dan voel ek soos 'n leeu. Dan voel ek hier, die krag van die Here is so. En hier moet nou 'n verskil kom. Hier moet 'n atmosfeer breek. Hier is iets wat moet gebeur. Hier moet iets opereer, want gedagtes moet gevange geneem word. Die gees van die Here moet gepenetreer word, want onthou gou, die gees van die Here is juis daar om lewens te verander. Dit was die hele doel. Sit gou vir my daar Handelinge 2 op. En pastoor het dit nou so mooi genoem. Ek gaan dit nou vir julle lees. Dis baie belangrik, want samesyn is baie keer wat ons nie besef waar geloof gestig word. As ons in die kerk is, saam met mekaar, glo vir my, as ons geeste mekaar vloei, as ek dit nou so kan stel, ons begeertes, almal in een rigting trek, is dit juis waar die gees van die Here opereer. En ons lees dit juis hierso. En toe dit die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En julle moet nou verstaan, in die situasie, Jesus was nou klaar in die wolk op. Jesus is klaar hemel toe. So daar's so 'n bietjie van onsekerheid nog by hulle, want hulle verstaan nou nie heeltemal wat moet gebeur nie. Jesus het net vir hulle gesê, moenie uit Jerusalem uitgaan nie, julle moet daar vertoef. So hulle is nou by mekaar. Dis nou wat Jesus vir hulle gesê het. Want hy het vir hulle gesê, maar Heilige Gees gaan oor julle kom. Een van hierdie nie heeltemal geweet wat dit beteken nie, want hulle het op daai stadium nog nie regtig te doen gehad met die Heilige Gees nie. Want Jesus was nog die hele tyd daar. So hulle die krag van die Heilige Gees nog nie heeltemal verstaan nie. Want onthou 'n paar dae terug het hulle weer gaan visvang. Het hulle weer weggekruip. Het hulle gedoen net wat hulle wil, want Jesus was nie meer daar nie. En toe Jesus hulle weer by mekaar kom en hy het hulle weer so klein bietjie geskool om te sê, luister hierso, maar julle verstaan nie. Julle is die wat gaan agterbly, wat my woord moet gaan verkondig. En die roeping van die evangelie lê nou eintlik op julle. Nie heeltemal verstaan nog nie. Want onthou nou, hulle is nou eendragtig daar. En smeking en gebed, want ek sê weer, daar was nog 'n bietjie van 'n onsekerheid hier by hulle. Hulle het nie heeltemal geweet wat hulle doel nog is nie. Want die Heilige Gees was nog nie daar om hulle te bekragtig nie. Want dis eintlik wat moet gebeur. Sodra as wat die Heilige Gees vaardig raak oor jou, dan gaan dit nie meer oor ek en wat ek wil doen en oor wat ek wil hê nie. Dit gaan oor die grootheid en die godheid. Dit gaan oor die roeping
En ons roeping is, dat die uiterste van die aarde, moet ons gaan verkondig, dat Jesus red. Dis waarvoor ons eintlik geroep is. En deur die Heilige Gees wat deur ons werk, maak dit ons instrumente vir Jesus, om 'n verskil te gaan maak. Want ek sê weer, my woorde gaan niks beteken, as die Heilige Gees daar agter is, en die dryf is nie. Die Gees van die Here oortuig. Ek kan so mooi praat soos wat ek kan, en ek kan dit vir julle afskilder so goed as wat ek kan. Luister jy of ek kan niks nie, maar die Gees van die Here is hierso, en ek kan net my hand oplig en sê, Here, U wil vanaand, Here, kan U Gees deurstuur, en hierdie hele vergadering is in rep en roer. Want dis wat God doen, dis hoe God werk. Hy is nie een wat beïndruk word nie, hy soek juis net die een wat opreg is, van hart. Dis wat die Here wil hê. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Luister die mense, jy kan, as hierso 'n vuur hier binne in jou brand, ag, dankie Here. Ek is so dankbaar vir die grootheid en die goedheid nie. Wat ek sê vir julle, die Gees van die Here bring lewe. Die Gees van die Here kom met krag. Dit kom soos 'n rukwind in, en dit ruk jou binneste so deur mekaar, dat jy verstaan, Here, maar hier's iets wat nou gebeur. Hier's iets wat nou hier binne in my opkom, liewe Here, wat ek nie elke dag ken nie. Hier's 'n heerlikheid wat hier binne in my groei. Hier's 'n vuur wat brand hier binne my, want hier's iets wat moet getuig dat God lewe. Hier's iets hier binne my wat my opwek en vir my sê, Here, U moet 'n verskil kom maak. U Gees is hier om deur te breek. Nie soos wat ek wil nie, maar net soos wat U kan. Want die Heilige Gees is die een wat die krag gee. Die Heilige Gees is die een wat ons lewend maak. Want hier binne in my is my krag min. Maar saam met my God loop ek 'n bendestorm. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees van hulle gegee het om aan hulle te spreek. Nou hoor gou mooi. Dit was 'n ander taal. Verstaanbaar deur mens. Baie keer wil ons die spreek van tale op so standaard plaas en voel dit moet so wegvoer wees. Die doel van die uitbreek van die Heilige Gees was juis om elke volk, elke stam, elke nasie in sy taal te verduidelik van die grootheid en die goedheid van God wat hy gedoen het om ons weer te laat besef dat die Here het gesterf en weer opgestaan om vir ons plek voor te berei. Ek voel baie keer, want ons nou spreek van tale. Sorry gou. Ek voel baie keer as ek Engels praat, is dit ook 'n taal. Dan voel ek, Here, as ek die loof van Afrikaans, dan voel ek, ja, het werk nie so lekker nie, maar kom ons begin met die Hebreëse taal so bietjie, dan voel ek, Here, there's glory, Here, to for myself, liewe Here, is hierso, en ek sê vir julle, net om te verstaan, dis in 'n taal, wat ons nie ken altyd nie, en dis wat dit uniek maak. Want as jy verder gaan lees, het elke een wat in Jerusalem was, nader gekom.
Hulle was so aangetrokke en so nuuskierig met hierdie woel wat hier aangaan, as ek dit so kan stel, dat almal het kom vra, maar luister hierso, is hulle nie dalk, of was party wat gesê het, hulle is vol soetwyn, prys die Here. Maar dan gaan dit mos lekker, want dit is mos nou eintlik wat ons wil hê, want ek wil buite myself wees, ek wil juis hê, die Here moet my omdop, my geaardheid wat ek het, wil ek juis van ontslaa raak, want die Gees van die Here moet deur my getuig. Dit gaan oor hom, dit gaan oor sy werk, dit gaan oor wat hy vir ons gedoen het. Elke een het nader gekom. En daar was 'n paar volke wat genoem word daar. En ek dink die Bybel is te kort om almal te noem. Maar as jy gaan lees wat die hele hoofstuk sê, sê dit elke een wat daar was in sy taal vertel van die grootheid en die goedheid van God. En waarvoor hy juis. Nou daar's baie mense wat sê die spreking van tale was obviously daai tyd baie nodig geweest, want die arbeiders was min en die veld was baie groot. Wat ek respekteer, dis 'n sieningspunt. Luister nie, dis nie wat die Bybel sê nie. Hy sê nie, hy het dit net vir daai groepie gegee nie. Hy het gesê, luister hierso, ek sal julle met die Gees aandoen, juis om te gaan vertel, daar die uithoeke van die aarde, van my grootheid en my goedheid, en wat ek vir julle gedoen het. Julle sal my getuiedraers wees, en dit is wat ons moet doen, om ons geloof te aktiveer, om te weet dat, luister hierso, ek is hier om 'n verskil te maak. By my werk, by die huis, 'n geleentheid wat my aandoen, moet ek besef, dat die Gees van die Here is hier. Die Gees van die Here is getrou. My werk is, om vir hom te vra, Here, asseblief, gee vir my, wys vir my, behoefte. Die 9 gawes wat daar is van die Heilige Gees, aktiveer my, sodat ek weet wanneer dit nodig is om inspraak te lewer, om 'n woord van wysheid te gee, of 'n woord van kennis te gee, of om hande op te lê, om kragte werkend te stel, sodat ek deur die Heilige Gees 'n instrument kan wees, sodat God sy doel kan bereik in jou lewe. Want dis waarvoor ons hier is. Dit is ons hele roeping. Dis waarvoor die evangelie is. Dis waarvoor ons 'n Pinkstervolk is. Juis as gevolg van die werking van die Heilige Gees. So ek gaan 'n statement maak. Ons gaan nie weer of meer staaltjies vertel van hoe dit was nie. Ons gaan 'n impak maak. En die mense daar buite moet aangetrokke word en voel, luister hierso. Hier's mense wat in my taal daar buite is, wat vertel van die grootheid en die goedheid van God. Dink nou net by jouself, jy stap daarso en jy kom in die lughawe. En hier kom sit 'n Arabier hier langs jou. En jy voel, luister hierso, maar hier is iets anders hierso. En jy begin in tale praat. En daai man verstaan 100% dat God het vir hom gesterf. God is hier om 'n verskil in sy lewe te maak. Sonder dat jy 'n woord verstaan om vir hom te sê, weet jy, die Heilige Gees is daar om te opereer binne in sy hart. En al wat ons moet doen is sê, Here, hier's ek. Gebruik my. Here, aktiveer my. Maak my deel van die volk, sodat ek 'n getuiedraer daar buite te wees, tot die uithoeke van die aarde, sodat ek kan vertel van die grootheid en die goedheid van Jesus. Prys die Here. Ek wil hê dat u vanaand in u eie taal, want dis waaroor dit gaan, in jou taal, of as jy nou 'n taal deur die Heilige Gees gegee is, en of as jy nou Engels of Afrikaans wil gebruik, dit maak nie saak nie. Jesus, sy Heilige Gees, is hier om jou krag te gee, om jou, wil amper sê,
die gemoedstoestand te gee, om te verstaan dat, luister hierso, ek is hier om te hoor en te doen wat die Heilige Gees vir my sê. Om my oor te besny, te besef dat wat se impak ek daar buite kan maak, as die Gees oor my vaardig word, is baie belangrik, sodat ons dit vanaand kan verstaan en weet dat U is hier om 'n verskil in my lewe te maak. Maar dis nie waar dit stop nie. Die Gees is juis hier om ons krag te gee, sodat ons 'n impak in die een langs my, die aan die ander kant my, rondom my, 'n verskil te maak, sodat ek 'n getuiedraer vir hom kan wees. Amen, prys die Here, halleluja.